Lukas sou jou nie trek nie. Okay. Hey. Lukas wil graag uitkom waar ek is. Nee, ek nog relax. Ek weet, I know that you're eager. Maar elke keer wat Lukas na my toe wil kom, okay, nou kan jy kom my ou. En ek loof die Here en ek prys die Here. Dan kom sy verlede en sy verlede trek hom terug. En elke keer, nou kom Lukas in 'n diens soos vandag, en hy kry 'n aanraking van die Heilige Gees, en hy kom vorentoe en hy bid, en hy kom vorentoe, en dis Maandag, en dis Dinsdag, en dis Woensdag, en dis Donderdag, en Vrydag is hy terug waar hy was. So, hierdie rek, staan net so, hierdie rek is 'n tipe van die vyand, is 'n tipe van die sonde, wat jou wil vashou op een plek. En elke keer wat Lukas wil vooruit gaan, en die Heilige Gees hom aanpor, maar omdat hy nog nie self die besluit gemaak het om uit te roep na koning Jesus nie, sal hierdie hier bly. Maar dan kom hy by die kruis, en hy sê, Here, help my. En Jesus kom, staan net gou daar, en hy maak hom vry. Die bloed van Jesus maak hom witter dan sneeu. En die vyand kom fluister in sy oor. En nou kom ons in 'n diens en ek loof die Here. En Lukas het 'n begeerte om langs my te kom staan, om die Here te dien. En ek prys, en ons is besig met die Here. En die Here maak hom vry, en hy kan die Here dien. Kom ons gee julle hande klap. Dankie julle. Julle nou gesien wat het hier gebeur. Hy sê maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter my is. Dit is hoekom Paulus sê, daar is een ding. Die een ding wat jy moet doen, is om jou verlede